Welkom by Te Bernadei se aanlyn diens. Die vorige generasie het 'n gesegde gehad wat loop, genade tog. Nou daar's 'n groot verskil tussen God se genade en God se barmhartigheid. En vir een of ander rede gebruik ons dit in dieselfde konteks. Nou in Engels sê hulle mercy and grace, wat daai skeiding mooi maak. Maar daarom gaan ons op hierdie tog om dit te ontdek. Ons gaan vir die volgende 2 weke op 'n ontdekkingsreis na genade en barmhartigheid. Nehemia 9:31 sê, maar in u groote barmhartigheid het u hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want u is 'n genadige en barmhartige God. Vandag fokus ons dan op God se barmhartigheid. Israel is verwoes deur tye van rebellie en sonde, maar toe die mense berou toon en na die Here terugkeer, het hy hulle verlos. God se barmhartigheid kan dan gedefinieer word as medelee, vergifnis, jammerte, goedhartigheid en goeie dade. Romeine 9:15 sê, hy sê tog vir Moses, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm, en ek sal barmhartigheid betoon teenoor wie ek dit wil doen. God se barmhartigheid sluit die volgende in. Nommer 1, barmhartigheid kanselleer nie outomaties oordeel nie. Sien, God is regverdig en as hy nie oordeel nie, sou hy 'n leienaar wees. Genesis 18 vers 20 tot 33 sien ons hoe die Here 'n hele stad vernietig as gevolg van sonde, maar hy kom red Lot as gevolg van sy eer aan die Here. Volgens God se oordeel sal hy sonde straf in die vorm van straf of selfs die dood. Maar God se barmhartigheid skop in om sy oordeel af te keer as ons sondes voor hom bely. Ons lees daarvan in Deuteronomium 30 vers 2 tot 3. En jy jou tot die Here jou God bekeer en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en hom oor jou ontferm, en hy sal jou versamel uit al die volke waarmee die Here jou God jou verstrooi het. God se barmhartigheid is ongelooflik. Dit gaan veel verder as wat ons onsself ooit kan voorstel. Selfs al het die kinders van die Here doelbewus van hom weggestap en hulle lewens verwoes, was God steeds bereid om hulle terug te neem. God wil ons vergewe en ons ook terugbring na hom toe. Die tweede punt is, barmhartigheid is soms onverklaarbaar. Genesis 20:6 sê, ja, ek weet, jy is onskuldig, antwoord God. Dis hoekom ek jou gekeer het om teen my te sondig. Ek het nie toegelaat dat jy haar aanraak nie. Abimelech het onbewuslik 'n getroude vrou as 'n vrou vir homself geneem en was op die punt om egbreek te pleeg. God het op 'n wonderbaarlike wyse verhoed dat hy nie sondig nie. Is dit nie wonderlik hoe God se barmhartigheid aan sy kant gewerk het nie? En soveel keer doen God dieselfde vir jou en vir my. Hy het ons op baie maniere van sonde al weerhou en baie keer van verwoesting kom red. Die derde punt is, barmhartigheid is om nie te gee wat ons verdien nie. Rigters 2 vers 15 en 16 weer eens kom wys vir ons, elke keer wanneer hulle uitgegaan het om te gaan veg, was die hand van die Here teen hulle. Dit is soos hy hulle voorheen gewaarsku het en vir hulle beloof het. Die Israeliete was uiters moedeloos. Die Here het egter leiers na vore laat kom om die volk te red van die mense wat hulle beroof het. Ten spyte van Israel se ongehoorsaamheid het God sy groot barmhartigheid getoon deur rigters op te roep om die mense van hulle onderdrukking te red. Barmhartigheid word dan gedefinieer om nie vir 'n persoon te gee wat hy of sy verdien nie. Ons ongehoorsaamheid vra oordeel, maar God toon barmhartigheid teenoor ons deur 'n ontsnapping van sonde se straf deur Jesus Christus te bied.
Ons gebed vir vergifnis is in werklikheid ons versoek vir wat ons nie verdien nie. Ons moet net hierdie stap neem en vertrou op Christus se getrouheid en God se vergifnis. Sagaria 3 vers 3 tot 4 wys ons verder. En Joshua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel gestaan het. Daarom het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. Sagaria se visie beeld uit hoe God se barmhartigheid oor ons ontferming neem. Al wat ons hoef te doen is om onsself te bekeer en God te vra om ons te vergewe. Dan trek God ons vuil klere uit en voorsien ons met nuwe skoon feesklere. Ten slotte wil ek sê, Mika 6:8 en hy sê dit die mooiste in Engels in die message. What God is looking for in men and women is quite simple. Do what is fair and just to your neighbor. Be compassionate and loyal in your love. And don't take yourself too serious. Take God seriously. God se barmhartigheid het ons vergewe. Die skuld wat ek en jy moes betaal het, is betaal. Nou is ons vry. Hy het homself oor ons ontferm. Nou is die opdrag dat ek en jy onsself oor ander sal ontferm. Maar sien, dis net die een gedeelte en dit is barmhartigheid. So as jy meer wil weet oor God se genade, dan wil ek jou uitnooi om volgende week se preek te luister. Kom ons sluit net die oë. Here, ons kom na U toe as U kinders vandag. Dankie vir U barmhartigheid. Dankie dat U Uself voor ons ontferm, dat U ons nie net jammer gekry het nie, maar dat U kom sterf het vir ons sonde om vergewe te word. Ek bid dat ons elkeen in daai vryheid sal leef. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.